Graad 7 is baie welkom by Wen Wiskunde. Vandag doen ons toetsvoorbereiding vir kwartaal 3. Ons gaan lyne, hoeke, driehoeke, vierhoeke, sirkels, gelykvormigheid en kongruente vorms, konkawe en konvekse vorms, translasies, refleksies, rotasies, vergrotings en verkleinings oefen in hierdie toets sodat jy reg is vir jou wiskunde. Kom ons kyk na die eerste vraag. Klassifiseer die verskillende driehoeke volgens hoeke. Gaan ons hier skryf, so ons gaan na daai hoeke kyk en sye. So as ons na die sye kyk, gaan ons na hierdie sye kyk en volgens dit klassifiseer. So as ons na daardie goed kyk, moet ons kyk eers volgens die eerste driehoekie, is daar 3 hoeke wat dieselfde grootte is, en hulle is nie net dieselfde grootte nie, maar al 3 van hulle is skerp hoeke, so hierdie is 'n skerp hoekige driehoek. As ons weer na dieselfde driehoek kyk, en ons kyk nou na die sye, kan ons sien dat al 3 sye ewe lank is, dis hoekom daar 1 streepie op elke sy is, en as gevolg van dit sal dit 'n gelyksydige driehoek wees. Kom ons beweeg na die volgende driehoek toe. In hierdie driehoek het hy 1 regte hoek, en as ons hom moet klassifiseer volgens sy hoek, is dit 'n reghoekige driehoek. En as ons kyk na sy sye, is dit 1 streepie, 2 streepies, 3 streepies, wat beteken nie een van daai sye is ewe lank nie. So dit maak hom 'n ongelyksydige driehoek. As ons na die tabel hieronder kyk wat ons moet voltooi, en ons wil kyk na die hoeksoort, is hierdie die hoekies waarna ons moet kyk. Vir die eerste lyne gaan ons na die buitenste hoek kyk, en vir die tweede lyn gaan ons na die binnenste hoek kyk. So as ons na hierdie pink hoek aan die buitekant kyk, kan ons sien dis meer as 180 grade, daarom is dit 'n inspringende hoek. As ons hierdie hoek B wil meet, gaan ons met ons gradeboog om presies op daai lyntjie sit. Hierdie lyn lê dan op die binnenste 0, kyk daarso, op die binnenste 0, so ons gaan op die binnenste grade afwerk. En dit gee vir ons 30 grade. Maar nou het ons slegs die binnenste deeltjie van hierdie hoek. Hulle vra wat is die buitenste gedeelte? So as ons dit vat as 'n hele sirkel, gaan ons sê 360 grade minus die 30 grade van die binnenste hoekie wat ons nou gemeet het. En dit gaan 'n totaal van 330 grade gee. Dit is die buitenste gedeelte van B. En die notasie is A, B, C. So dis op lyne A, B, C. En die hoek lê in hoek B. So daar kom 'n hoekie op letter B. Wanneer ons kyk na hierdie hoekie, is hy kleiner as 90 grade. Daarom is dit 'n skerp hoek. En as ons hom meet met ons gradeboog, sit ons hom weer mooi op die lyn. Hierdie lyn wys na die binnenste 0 toe, so ons gaan in die binnenste grade afgaan. Hy's net bietjie wyer as 40 grade, so dit is 41 grade. En sy notasie sal wees DEF, en die hoek lê op letter E. Kom ons beweeg aan om die regte letter wat die teoriestelling sal waarmaak by die kolom te pas. Die eerste stelling is 'n vierhoek waarvan slegs een paar teenoorstaande sye ewewydig is.
Hulle praat hier van 'n trapesium, want hy kan so lyk, en dit beteken daardie een paar teenoorstaande sye is ewewydig. 'n Trapesium kan op verskillende maniere geteken word, maar daar bly net een paar teenoorstaande sye wat gelyk ewewydig is. Daarom sal dit R wees, trapesium. Nommer 2 sê 'n figuur met geen inspringende binnehoeke nie. Dit beteken al sy binnehoeke gaan kleiner wees as 180 grade, soos daai. So daai hoekie, daai hoekie, daai hoekie, daai hoekie, daai ene en daai ene gaan almal kleiner as 180 grade wees. Dit noem ons 'n konkawe vorm. Dus is dit B, konkaaf. 'n Springende hoek binne 'n figuur. Dit sal 'n figuur wees wat soortgelyk aan hierdie lyk, waar daar 'n inspringende hoek aan die binnekant van die figuur is. En dit noem ons 'n konvekse vorm. So, sy antwoord is J, konveks. Twee figure met dieselfde vorm, maar verskillende groottes. Dit is 'n gelykvormige vorm. So dit is N. Wanneer 'n figuur om 'n vaste punt draai, noem ons dit rotasie, en dit is, of roteer, letter K. 'n hoek met grootte tussen 90 en 180 grade is 'n stomphoek, en dit is Q. Twee lyne wat mekaar kruis met 'n 90 grade hoek, sit ons in as letter D, loodreg op mekaar. Twee vorms met presies dieselfde vorm en grootte is kongruent, en dit is T. 'n driehoek met 360 grade hoeke is 'n gelyksydige driehoek. Dit sal H wees. En die som van 2 of meer hoeke is 180, dit beteken dis supplementêre hoeke. So dit is F. Kom ons beweeg aan na die sirkel toe. Hulle vra, hoeveel simmetrielyne het 'n sirkel? As ons 'n liniaal vat en ons trek hom deur die middelpunt van die sirkel, sit hom die heeltyd deur die middelpunt, is elke keer wat ek my liniaal beweeg, 'n simmetrielyn van die sirkel. Daarom het 'n sirkel oneindig hoeveelheid simmetrielyne. Nou vra hulle vir ons, benoem die donker gekleurde gedeelte. So hulle wil weet wat noem ons hierdie. Dit is 'n segment. Benoem die liggekleurde gedeelte. Hierdie stukkie wat lyk soos 'n stukkie van 'n pizza, noem ons 'n sektor. En hoe ek dit altyd onthou is, daar is 'n K in sektor en ons 'n K in stukkie pizza. So K en K, sektor, stukkie, en segment pas nie in by hulle nie, so hy is die ander een wat bietjie vreemd lyk. Die afstand rondom 'n sirkel, dit is die gedeelte wat in pink ingekleur is, dit noem ons die omtrek. En die lynstuk AB, die groen gedeeltetjie wat van daar af tot daar hardloop deur die middelpunt van die sirkel, noem ons die middellyn. Die lynstuk CD word genoem, daai blou stukkie van die omtrek tot by die middelpunt is 'n radius. En die lynstuk EF van enige punt wat nie deur die middelpunt van 'n sirkel gaan tot by die ander deel van die omtrek, noem ons 'n koord. En ons spel koord met 'n D. Konstrueer konsentriese sirkels met die volgende afmetings. 'n radius van 2 cm, so dit sal van die middelpunt tot die omtrek wees. 'n middellyn van 8 cm, dit beteken op die tweede sirkel is die radius 4 cm, want die middellyn is altyd dubbeld die radius. En dan 'n radius van 6 cm. Benoem die middelpunt O.
So kom ons maak 'n kolletjie en ons sê dit is O waarom ons elke sirkel gaan maak. As ons liniaal vat en ons sê die eerste radius moet 2 cm wees, wil ons graag ons passer instel op 2 cm. As ons dit presies op 2 cm ingestel het, soos daai, dan kan ons die punt van die passer op die kolletjie sit en 'n netjies 'n mooi sirkel trek. Daardie is ons eerste sirkel. Nou het ons 'n sirkel met 'n radius van 4 cm. So ons wil nou die passer groter trek, sodat daai radius 4 cm kan wees. Ons gaan weer die punt van die passer op die op die middelpunt sit, en nou 'n sirkel met 'n radius van 4 cm trek. En laastens moet ons 'n sirkel met 'n radius van 6 cm trek. So ons vergroot weer die passer na 6 cm toe, sit dit op die middelpunt en trek nou 'n sirkel met 'n radius van 6 cm. Daar is jou netjiese konsentriese sirkels en hulle middelpunt is benoem O. Konstrueer driehoek ABC met afmetings. Hoek A is 60 grade. Hoek B is 60 grade. En dit gee reeds vir ons dat hoek C ook 60 grade gaan wees, omdat die binnehoeke van 'n driehoek 180 grade is. BC is 12 cm, AC is 12 cm en AB gaan dan ook 12 cm wees. Omdat die hoeke almal dieselfde is, sal die sye ook almal ewe lank wees. Dit gaan 'n gelyksydige driehoek wees. Kom ek wys julle hoe om dit te teken met die liniaal en jou passer. Eerstens wil ons 'n lyn, 'n basislyn hier onder teken, baie lig. En dan wil ons passer instel op 12 cm. So daar is die passer nou op 12 cm ingestel. Ons gaan aan die kant van die lyntjie 'n merkie of 'n bogie teken en dan bo die begin van die kruis van die driehoek. Dan ruil ons die passer om nou na die ander kant van die basis toe. Teken die boog in die onderkant en nou laat jy jou driehoek se bogie bo kruis. Hierdie kruis gaan vir ons wys presies waar om die sirkel se sye bymekaar te bring. So wanneer ons liniaal vat, is dit nou presies 12 cm, hierdie sy, presies 12 cm op hierdie kant, en die basis het ons nou gemeet is ook presies 12 cm. Dis is die 3 sye ewe lank en die 3 hoeke ewe groot. En ons kan die vierkant benoem, die driehoek benoem A, B, C. Voltooi die hoeke deur alle bewerkings te wys en gee redes vir jou antwoord. Wanneer ons hoek A moet uitwerk, moet ons kyk na hierdie lyn. En dit is 'n reguit lyn wat 180 grade is. So die rede vir hierdie bewerking gaan reeds wees hoeke op 'n reguit lyn. Is 180 grade. So ons weet, omdat dit 'n reguit of gestrekte hoek is dit 180 grade. Hulle gee 30 grade aan die kant. So A se bewerking is 180 minus die 30 grade, gaan ons die grootte gee van hoek A en dit is 150 grade. As ons kyk na hoek B, moet ons kyk na die driehoek. En weet julle, wat is die binnehoeke van 'n driehoek? Hoeveel grade? So die rede vir die bewerking is, binnehoeke van 'n driehoek is altyd binnehoeke van 'n driehoek
is 180 grade. So nou kan ons uitwerk, wat is 180 minus 75 minus 30? En dit gee vir ons 75 grade. So hoek B is 75 grade en hoek A is 150 grade. Met die volgende driehoek kyk ons na hoek C. Hierdie figuur wys vir ons dat die supplementêre hoeke, so die rede hiervoor is, supplementêre hoeke is 180 grade. So as dit 180 grade moet wees, en hierdie hoek is klaar 110, gaan hoek C 70 grade wees. Wanneer ons kyk na die volgende driehoek, kan ons sien hier's twee sye wat ewe lank is. Dit beteken hier's twee hoeke wat ewe groot is. Hierdie hoek gaan dan ook 20 grade wees. Kan julle onthou, wat is die binnehoeke van 'n driehoek? So die rede is, binnehoeke van 'n driehoek is 180 grade. So as ons 180 grade vat, en ons minus die twee binnehoekies wat ons reeds het, kry ons hoek D wat 140 grade is. En laastens kyk ons na hierdie figuur, wat hulle vir ons gee as 'n 90 grade hoek. Die rede vir hierdie is, komplementêre hoeke is 90 grade. So as ons 90 grade het, en ons minus die twee hoekies wat hulle vir ons gegee het, minus 40, minus 10, kry ons dan hoek E as 40 grade. Teken die figure se simmetrielyne. Onthou dat jy 'n potlood moet gebruik, en dat die lyne altyd stippellyne moet wees. Ek teken met die koutjie, sodat jy mooi kan sien. Hierdie is 'n parallelogram, en hy het twee simmetrielyne. Hulle lyk so. Daardeur, en dan in die wyte deur. Die trapesium het slegs een simmetrielyn, en hy gaan in die middel deur. En hierdie driehoek, omdat sy drie sye ewe lank is, het hy drie simmetrielyne. So deur elke hoek en sy. So deur en hierdie kant toe deur. Dis hy. So hy begin hier, en dan reflekteer hy om daartoe te gaan. So dit sal wees refleksie. En as ons weer by die oorspronklike figuur begin, wil ons weet, hoe gaan hy van die oorspronklike na hierdie figuur toe? Ons gaan hom draai. So dit is rotasie. Hulle sê vir ons, vergroot die figuur met 'n skaalfaktor van 2. Dit beteken, elke lyn wat ek hier highlight, moet 2 keer so lank wees in ons nuwe skets. Kom ons begin eers met die G-lyn. Hoeveel blokkies lank is hy? Hy is 1, 2, 3, 4, 5 blokkies. Dit beteken ons nuwe figuur gaan 10 blokkies lank wees. So 2, 4, 6, 8, 10. Nou kan ons aangaan na die groen lyn toe. Hy is 1, 2, 3 blokkies wyd. So ons nuwe lyn moet 6 blokkies wees. 2, 4, 6. Die blou lyn is weer 3 blokkies. So hy word weer 6, 2, 4, 6. En dan die pink lyn is 3 blokkies af en 2 blokkies kant toe. So 6 blokkies af en 4 blokkies kant toe.
So hy gaan hier eindig. En daar is ons nuwe pinklyn. Voltooi die teoretiese stellings. Om 'n figuur te beteken om dit om 'n vaste ietsie te draai. So om 'n vaste punt te draai, beteken dit om 'n figuur te roteer. Om 'n figuur te transleer, beteken om dit te iets sonder om die iets en iets van die figuur te verander. So om 'n figuur te transleer, beteken om dit te skuif of beweeg sonder om die vorm of grootte van die figuur te verander. Om die refleksie van 'n figuur te teken, beteken om die spieelbeeld van die vorm te teken. Beskryf die volgende transformasies van figuur A, B, C, D. Om dit maklik te maak, gaan ek elke hoekie vir ons 'n ander kleur maak. Wanneer ons kyk na hoek A, wil ons nou weet hoeveel het hy af en kant toe beweeg. So, punt A is 1, 2, 3, 4 blokkies af en 1, 2, 3, 4 blokkies regs. Punt B is 1, 2, 3, 4 blokkies af, 1, 2, 3, 4 blokkies reg. Dieselfde met punt C en dieselfde met punt D. So die beskrywing sal wees figuur A, B, C, D het getransleer, want hy het geskuif sonder om vorm of grootte te verander, 4 eenhede afwaarts en 4 eenhede regs. Nou vra hulle vir ons, teken die nuwe figuur B. Roteer figuur A 180 grade antikloksgewys. Eerstens gaan ek vir julle in oranje hierdie rotasie aanwys, om te wys hoe die figuur deur elkeen van hierdie transformasies skuif. As ons hom sal roteer antikloksgewys, gaan hy heeltemal omdraai en hierdie deeltjie wat nou boontoe kyk, gaan nou ondertoe kyk. So kom ons teken hom oor. Hy is 1, 2, 3, 4 deeltjies breed. So hy is 4 blokkies breed. Dan is hy 1, 2 blokkies. 1 blokkie, 1 blokkie en dan maak ons hom weer toe. So daardie was slegs die rotasie gedeelte van hierdie figuur. Nou gaan ons die refleksie doen oor die stippellyn. So van die oranje gedeelte wil ons hom nou bo oor die stippellyn reflekteer. So die blou gedeelte gaan die nuwe refleksievorm wees. Dan het ons hom klaar gereflekteer. Nou sê hulle, transleer dan een eenheid afwaarts om die figuur B te teken. So hierdie blokkie moet nou een eenheid afskuif, sodat ons finaal figuur B kan teken. En dan benoem ons hom figuur B. Daai is jou finale antwoord. Jy gaan glad nie die oranje en die blou gedeelte op jou skets aandui nie. Jy gaan slegs figuur B teken, maar ek wou graag gewys het hoe ons daarby uitgekom het.
Met 'n liniaal teken die ontbrekende lynstuk soos gevra. A, B het hulle reeds vir ons gegee. Loodreg op C, D. Dit beteken ons moet nou 'n blokkie gaan inteken. Die lyn CD moet ook 3 cm lank wees. Een van die maklikste maniere om dit te teken is in jou passerstelletjie het jy 'n liniaal gekry, maar jy het ook so driehoekie gekry. En om hierdie driehoekie presies op jou liniaal neer te sit, beteken nou, jy kan hierdie lyn teken, 3 cm lank, maak net seker, jou 0 is presies op hierdie lyn, dan teken jy 'n lyntjie van 3 cm op, daardie is jou nuwe CD-lyn, en jy gaan hom loodreg aanwys, en hy is 3 cm lank. Kom ons teken hier weer ene. Baie belangrik om op te let, is hulle gee dit in millimeter vir ons, so dit is dieselfde as 2,5 cm. Ons kan weer eens ons liniaal net so bietjie onder die lyn neersit, en wanneer ons hierdie driehoekie dan bo op die papier sit, moet daai 0 weer presies op hierdie lyn wees, sodat ons 'n loodregte lyn van 2,5 cm lank kan teken, en hom kan benoem as GH met 'n loodregte tekentjie, en ons sê hy is 2,5 cm. Wanneer ons die ewewydige lyne moet teken, wat 1 cm van mekaar af is, kan ons weer eens hierdie driehoekie gebruik. Ons sit die 0 presies bo op die lyn, en meet 1 cm, skuif hom bietjie af, 1 cm, en nou kan ons met ons liniaal daai twee kolletjies verbind, en sê, die nuwe lynstuk CD is ewewydig aan AB. En hier gaan ons weer 2,5 cm uit mekaar uit. So jy kan hom mooi posisioneer, 2,5, gly hom, 2,5, en trek jou ewewydige lyn. Dit is baie belangrik om baie presies hier te werk, en benoem hom as GH. Vreeslik dankie dat jy vandag saamgewerk het. Ek hoop regtig van hierdie konsepte is nou meer duidelik. Onthou, oefen hard sodat jy dit jou eie kan maak en dit maklik kan beantwoord in die toets. Wen wiskunde, want enigiemand kan.